keuse wat vir ons gee. Ek weet nie dan wat gebeur met sy onroepend daar nie, Jokie. Stilte in die hof. Soos ek voor die verdaging gesê het, is dit vir my onwenslik vanweë die aard van die saak om die partye onnodig te lank te laat wag vir 'n uitspraak. Ek het tot 'n beslissing gekom en ek sal onmiddellik 'n uitspraak lewer. Ek sal volgende Dinsdag om 11:00 'n volledige uitspraak gee met my redes vir my bevinding. Die prokureur van die applikant kan Dinsdagoggend my kamers bel om die tyd te bevestig. My beslissing in die saak is dat die aansoek slaag met koste. Die voorlopige bevel is dus bekragtig. Dan gaan buitekant toe vir. Ek is jammer as ek jou kliënt so 'n bietjie verinnoveer het. Ek sal weer buitekant. Maar ek sweer vir jou dag sal kom. Hoor jy van my? Jou dag sal kom!
my baby! Somebody stole my baby! Thank you very, very much indeed. Right. What is it? Mevrou se kind is ontvoer. Control to all units. Control to all units. Come in all units, please. Control to all units. Control. Control to all units. Control to all units. Come in all units. I repeat, the baby who disappeared was pushed away in a blue pushcar, and there was a teddy bear in it. The baby is 8 months old. If you should see anybody with such a baby, call control immediately and lock all doors. I repeat, lock all doors. Oh, cuma kanana yun po.
Hoe dit gebeur? Dag, Wessel. Johan. Ek dink jy moet iets neem, Monica. Nee. Ek sal nie vir jou iets gee wat... Ek beloof jou, Monica. Dis net om jou te kalmeer. Ek wil nie iets sê nie. Goed. Ek sit die pille vir jou hier neer, hoor. Moenie meer as 2 op 'n slag neem nie. Maar jy kan elke 4 uur een drink as jy wil. Ja. Ek sal ongelukkig nou moet gaan, Wessel. Maar bel my as daar enigiets is, hoor. Dank Johan. Ek ken die pad. Dankie. Totsiens. Stop so. Dankie. Baie dankie, dokter. Dankie, Romney. En sterkte. Dankie. Was die polisie al hier, Tokkie? Ja, toe ek hier kom is hulle net weg. Hulle sal nog weer met jou kom praat. Dink julle sal iets kan doen? Johannesburg is groot, maar ek dink teen hierdie tyd weet elke polisieman daarvan. En ek en my agentskap, die gaan ek voltyds saamwerk. Sal dit nie inmeng met die polisie nie. Nie as ons inligting van hulle weerhou nie, of van hulle pad kom nie. En jy en Monica moet maar sê of julle ons hulp nodig het. Nee, man, ek ken hulle storie. Direk as jy nodig, Tokkie. Maar hoekom het julle my eers gelaat laat weet? Wel, ek het eers hier nou te gekom nadat jou skoonpa my gebel het. Dis hom Tokkie hier. Nee, die twee is een van jou manne. Brinkie. Johan Brink, dis doen nie. Bly ek jou nou, hoor. Ag, sal julle my verskoon asseblief? Daar's die telefoon. Dankie, Tokkie. Wat doen julle nou? Ek hoop iemand gaan bel. En as iemand bel, dan vang ons hom. Die kan ek jou beloof. Dis mos onwettig om 'n telefoon te tap. Ja, maar dat is onwettig om 'n kind te ontvoer ook. Kom binne, Frik. Ek wil maar net kom kyk of ek meneer nie kan help nie. Dankie, Frik. Dis 'n gemors, jong. Die snaakse brief het vanoggend van meneer aangekom. Tokkie, Ja? jy het vanoggend vir my aangekom. W.S. Wessel Serfontein. Waar kom jy hier aan? Kopieer het dit daar aangebring. Ek gaan het vir die polisie gee. Waar is die koevert? Bet sê hy was 'n kar. Waar? Buite by die hek toe sy gekom het. Wonder net voor die winkelstoel is. Nie vanoggend al. Waar was dit? Dit was buite by die hek in die straat. Sy het die persoon sien stilhou, maar sy het niemand sien uitklim nie. Wat 'n soort kar was dit? Dit was 'n ou kleinerige karretjie met 'n CA registrasienommer op. Kaapstad. Ja, Hoe laat was dit? dit is net voor ek jou gebel het. Maar dan moes dit seker net so voor 10 gewees het. Want jy het my na 10 gebel en gesê ek kan laat wees vir die oggend hê. Het julle vir die polisie daaroor gesê? Nee, ek dink eintlik nou eers weer daaraan. Toe maar Tokkie, ek sê vir hulle sodra hulle met my praat. Meneer? Kan ek gou alleen met meneer praat? Wat is dit, Frik? Hy het 'n polisievrou mens, meneer. Ek het haar adres gebring. Waar is dit? Wat is dit? 'n Vrou het my vanmiddag gedreig het. Ek dink ons moet na haar huis toe gaan, meneer. Wat is dit, Wessel? Dis daai depressief vroumens vir wie se dogter ek die aansoek gebring het. Sy het vanmiddag na die hofsaak in die gang dreigemente geskree. Wat het sy gesê? My dag sal kom. Sy het al vir my gesê sy gaan meneer skiet as die hof haar dogter toelaat om te trou. Kom ons ry, Frik. Kom jy saam, Tokkie? Nee, Wessel, ek dink ek moet maar hier by die telefoon bly. En ek dink jy moet die polisie sê van daai vrou. Nonsens, ek ry nou. Ek gaan saam. Monica, ek dink nie jy moet... Ek gaan saam.
Mens kan niks van buite af sien nie. Sy het dit nie gedoen nie. Wie sê so? Nee, ek dink ons moet gaan klop. Mense kan niks van buite af sien. Ek sal met haar praat. Wessel Serfontein, jou dogter se prokureur. My kind is vanmiddag 5 uur te vroeg. Nou dink hulle is ek. Ek is so jammer, mevrou. Wat dink jy doen sy nog so lank daar binne? Vroumense is snaakse goed, meneer. Sy weet mos nou dis nie sy nie. Nant. Ek het van Vrydag presies gesien ons lag op en offline. Waarheen? O, dis net hier onder, ek sê hulle wys. Hallo? Nee, dis niks nie. Dankie. Nee, dis niks nie. Sorg jy maar net alles goed kom by die kantoor. Dankie. Nee, dis niks.
Dis Lizzie. Sy wil net weet of sy nie met iets kan kom help nie. My sekretaresse. En wat doen ons? Bel ons die radio en die pers? Ja, ek dink so. Nou, kom ons beweeg. Dit maar loop, dankie. Yes, hier niet. Nee. Kom in. Okay. Hoe laat jy daar weg? So 'n paar minute na jou, maar ek was eers by Lizzie aangewees. Ek het ding met haar nie gaan. Nee man, ek drink so nou en dan by haar koffie. Maar sy het vroeër gebel, toe dog ek wil haar net gaan sê wat het gebeur. Ja, gebos my. As sulke goed gebeur, dan kan ek verstaan hoekom party ons nie wil trou nie. Maar ek dink is daaroor dat ek nie getroud is. Ek praat nie van jou nie. Ek dink wat met Wessel en Monica kan gebeur. Hoe bedoel jy? Ek was vroeër vanaand saam met hulle by daai Du Plessis vrou wat Wessel afgedreig het. Nou ons uitgevind het sy het niks met die saak te doen nie, het Monica omtrent so 'n halfuur lank met die vrou in die huis gepraat. Toe sy uitkom, toe laat sy Wessel die vrou by haar dogter en die kereltjie aflaai. Wessel was maar oor hoops oor ons so lank vir haar in die kar moes wag. Toe ons haar afgelaai het, toe was daar 'n oomblik, ek kan nie presies sê wat nie, maar het was skielik asof alles aan 'n rafel hang tussen die twee. En nou, as 'n ding soos die gebeur. Nou wat? My bekommer is dat hulle nou twee aparte wêrelde uitkom. Is jy nog knaks op haar sakkie? Jy mag nie jou naaste vrou begeer nie. Wil jy bier hê? Ja, asseblief. Ek wil eintlik iets kom sê wat my hinder. Ek was al amper by die huis toe besluit om te draai na jou toe. Wat's dit? Lizzie sê Wessel het vandag 'n snaakse oproep gehad. 'n Man het gebel toe hy nie daar was nie en toe sy 'n boodskap wil neem. Toe sê die man hy wil nie 'n boodskap gee nie, want hy's baie seker Wessel sal nie met hom wil praat nie. Weet hy weer gebel? Sy weet nie. Wat laat jou dink dat dit iets met die ontvoering te doen? Ek was die hele aand daar by hulle in die huis en ek was by elke gesprek tussen hom en De Tooy en hy het niks daarvan gesê nie. Vroeg vanaand, lank voor jy aangekom het, toe sê Piet Liebenberg se vrou, vroeg vanoggend voor 10 het daar 'n kar met 'n Kaapse registrasienommer voor die huis buite in die straat stilgehou en niemand het uitgeklim. Nou, hoekom het ek niks van gehoor nie? Dis jy's die ding. De Tooy het op 'n manier uitgevra wat my laat dink het hy meen daar kan dalk iets in steek, maar niemand het weer daarvan gepraat nie. En die rede hoekom ek na jou toe gekom het, jonge sakkie, ek wil nou nie 'n ding in jou kop prent nie, want dit kan verkeerd wees. Maar toe Betsy Liebenberg sê die kar het 'n Kaapse registrasienommer gehad, kon ek sweer Wessel skrik. Skrik? Ek weet nie hoe om dit te noem nie, dis net 'n indruk wat ek gekry het. Ek kon my verbeel het, maar hy het dit probeer wegsteek. Wat het hy gedoen? Ek kan nie sê nie, soos ek sê, dis net 'n indruk wat ek gekry het. Hulle was nie op daai oomblik besig om met hom te praat nie, en ek het net toevallig in sy rigting gekyk. Nou ja, ek kom toe by Lizzie, en sy dink dadelik die telefoonoproep het iets daarmee te doen gehad. Sy het vir hom gesê daarvan, en hy sê nie vir De Tooy nie. Verstaan jy wat ek bedoel? So jy dink hy weet wie dit gedoen het? Ek kan dit nie sê nie. Jonge sakkie. Miskien moes ek maar liewer my mond gehou het, ek moes homself gaan vra. Nou, hoekom sê hy die hele aand niks daarvan nie? Ag, nie sleg van die vrou. Dis dalk 'n goeie ding dat jy nie met hom gepraat het nie. Ek sou wat wou gee om te weet of hy dit vir die polisie ook wegstuur. Gaan jy na die kind soek, sakkie? Natuurlik, jy moes hoor Monica vra my. En dink jy julle gaan hom kry? En weet jy hoe graag sal ek Tokkie De Tooy en sy groot firma 'n punt wil wys?
Ek dink jy moet nog gaan slaap. Miskien moet jy iets drink om jou senuwees te kalmeer. Ek wil nie iets drink om my senuwees te kalmeer nie. Ek wil voel oor my kind soos wat ek voel oor my kind. Hy's net so weg as ek iets drink as wat hy weg is as ek nie iets drink nie. Jy kan nie heel aand hier sit nie, Monnie. Ek wil nie slaap. Ek kan nie slaap. nie weer toe nie. Moet jy die telefoon neergooi en mense se ore as hulle moet jy wil praat oor belangrike sake nie. Dis onbeleefd. Wat praat jy? 'n Dame het vroeër vanoggend vir jou gebel. En voor sy jou vaderlike pligte met jou kom bespreek, het jy die telefoon in haar oor neergesit. Hoor dit nie weer toe nie.
Thank you.